Goeienaand broers en susters. Baie welkom by die derde aand van ons Pinkster. Ons gaan vanaand so 'n bietjie anders begin. Ons gaan begin met 'n gebed, wat sommer ook my gebed sal wees. Dit is die Onse Vader, wat ons gaan sing. Ons het Sondag aand begin deur vir mekaar te sê dat Jesus wil seker maak dat daar 'n voortgang van die verkondiging van die evangelie in die wêreld sal wees. En daarvoor het hy sy disippels of sy apostels bymekaar geroep en hy het hulle bevele, opdragte gegee dat dit hulle taak sou wees om die evangelie in die hele wêreld te gaan verkondig. Nou as 'n mens gaan kyk in die Ou Testament, baie geestelike leiers wat dieselfde opdrag ontvang het, Moses by die doringbos. Die eerste ding wat Moses gedoen het, hy het beswaar gemaak. Hy kan dit nie doen nie. Dan staan daar die baie interessante woorde, nadat Moses gesê het, hy praat swaar, wat die Here gesê het, mag gee Aaron om jou profeet te wees. Met ander woorde, om namens jou te praat. En so kan ons kyk, Jesaja, wat sy lippe eers deur 'n kole moes aangeraak word, voor hy kon die woord verkondig, Jeremia, wat groot beswaar gehad het,
En ek vermoed dalk die disippels was ook maar mense, en hulle sou dieselfde besware gehad het. En daarom maak die Here dan vir hulle 'n belofte, dat hulle sal krag ontvang. En die manier waarop hulle die krag gaan ontvang, is deur die uitstorting van die Heilige Gees. Ons moet die hele tyd, wanneer ons met hierdie goede besig is in ons agterkop, daaraan dink dat ons is God se apostels, evangeliste, profete, wat se naam ons dit ook al wil gee, wat hierdie opdrag wat die Here gegee het om sy woord te gaan verkondig en voor te sit in hierdie wêreld, dat ons ook hierdie opdrag by die Here gekry het. Ek gaan net eers die eerste 4 verse van Handelinge 2 lees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. En skielik was daar 'n geluid in die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elke een van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Pinksterfees is reg deur die wêreld, en amper sê van die uitstorting van die Gees af, van die Heilige Gees af, 50 dae na Paasfees gevier. Pinkster beteken die 50ste, kom uit die Grieks uit. En op hierdie dag is God gedank en geprys as gewer en besitter van al die goeie gawes. Alles wat goeie gawes is, soos reën en goeie oeste, het die mense dankie gesê op Pinkster. Daar is ook dan Pinksterfeeste gehou waar mense die opbrengs van die land na die kerk toe gebring het. Pinksterfees bring dus die gedagte van voltooiing, van die volheid van die oes wat verby is. Die uitstorting van die Heilige Gees dui op die aardse voltooiing van die werk van Christus. Met ander woorde, terwyl hy nog in 'n menseliggaam op aarde teenwoordig is. Die Heilige Gees is die ander trooster wat na die kerk van Jesus gestuur is om God se woord op die evangelie op 'n nuwe manier te gaan verkondig. Die Heilige Gees is 'n nuwe manier waarop Christus in sy kerk teenwoordig is. Hy maak die verlossingswerk van Christus aan ons bekend en maak dit 'n werklikheid in die lewe van elkeen wat glo. Die gemeente van Christus lewe deur hom en onder sy leiding totdat Jesus weerkom. As ons nou so kyk na Handelinge 2, wat was die uiterlike tekens van die uitstorting van die Heilige Gees? Daar was 2 tekens. Ons lees daarvan in vers 2 en in vers 3. Wind, vuur. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind. Dit was die hoorbare teken. Selfs ouens wat nie kon sien nie, kon dit hoor. Vers 3, hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Dit was die sigbare teken van die uitstorting van die Heilige Gees. Is hier iemand vanaand wat al op dieselfde manier die uitstorting van die Gees beleef het? Ek dink nie so nie. Nou is die vraag, as ons dan dit nou nie hoorbaar en sigbaar beleef het nie, mag ons ook deel in die volheid en die heerlikheid van die Pinksterfees. Kan ons
vanaand ook sê, dat die Gees, as ons dit so kan noem, op ons uitgestort is. As ons dit nie sigbaar ervaar het nie. Nou gaan ons die volgende paar verse lees, 4 tot by 13, en dan is daar 'n paar vrae, wat ons, dink ek, moet antwoord, wat berus op baie misverstande, wat gaan oor die uitstorting van die Gees. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elke een gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Nou op die papiertjie wat jy gekry het, maak ek so 'n paar stellings, en dan moet ons besluit, is dit waar of is dit onwaar? Die eerste stelling wat ek maak is, sommige gelowiges wat teenwoordig was is tydens die uitstorting van die Heilige Gees oorgeslaan. Niemand? Onwaar. God het sy Gees oor alle gelowiges uitgestort. Tweede eens, die Heilige Gees stel hulle in staat om ander tale te praat. Hier is eintlik 'n baie belangrike stelling. Ons het Sondag aand gepraat oor die doop met die Heilige Gees. Nou is daar 'n rigting onder gelowiges, ek noem hulle maar gelowiges, wat sê as jy met die Gees gedoop is, dan kan jy in tale praat. En dan is dit, as ons nou gaan kyk in 1 Korintiërs 14, waar gepraat word oor die ordelikheid in die kerk, dan lyk dit vir my dat hierdie ouens dink aan 'n gebrabbel, 'n gepraat, wat 'n mens nie kan verstaan nie. Die volgende een is, die mense het onverstaanbare tale gepraat. Onwaar. Want hier word en dis interessant as 'n mens gaan kyk op 'n atlas, al hierdie name wat hier genoem word, bevat tot 'n groot mate die bekende wêreld van daai tyd. Al die lande en volke wat in daardie tyd rond in geleef het. Hierdie gebeure het nie op 'n weggesteekte wyse plaasgevind nie. Hoe sê julle? Waar? Want hier staan mos 'n groot skare mense het saamgekom en dit waargeneem. En dan die volgende vraag is, die sprekers het hulle eie lof besing. Nee, hulle het God se lof besing. So, waar kom hierdie praat in tale vandaan? Hoekom sou die Here dit dan nou met die uitstorting van die Gees laat waar word het, wat hierdie mense het verskillende tale gepraat het? Gaan lees nou vanaand Genesis 11. Dis die verhaal van die toring van Babel. Die mense het so
arrogant geword dat hulle gedink het hulle het God nie meer nodig nie, hulle het gebed nie nodig nie. Hulle kan 'n toring bou wat tot aan die hemel raak. En die hele gedagte daar agter is dat hulle kan op hulle eie manier in die hemel kom. En dan kom die Here en hy verwar hulle tale, sodat hulle nie met mekaar kon praat en sodat hulle nie hierdie toring kon bou nie. So die verwarring in tale het gekom uit 'n sondigheid wat 'n ongehoorsaamheid wat ontstaan het onder die volke. So met die koms van die Heilige Gees word hierdie probleem of hierdie uitdaging deurbreek. Die skeiding van taal, so dis nie meer in pad van die evangelie staan nie. Ons kan nie meer sê vandag maar die mense praat 'n vreemde taal, ons kan nie die woord daarvan verkondig nie. Daar is mense wat opleiding kry om tale te gaan praat, of tale te praat en die woord van die Here te gaan bedien in verskillende tale. Ons het gisterand gebid vir arbeiders in die oes. Moet dalk ook ons gebed wees dat die korps van arbeiders ook hierdie mense sal insluit wat in ver afgeleë plekke die woord kan gaan verkondig. So as ons nou na al die goed luister, ek het nou reeds gepraat oor die doop met die Heilige Gees, waar mense beweer dat net sommige mense het die Heilige Gees, moet kan in tale praat en al die goede. As ons nou na al hierdie goed luister, is daar iets wat verhoed dat ons as gelowiges ook die Gees ontvang? Daar's niks. Nie dat die mense vir jou kom sê, maar jy kan nie in tale praat nie, jy het nie die Gees ontvang nie, want jy het alreeds die Gees ontvang. Julle kan die teksverse vanaand gaan lees, Johannes 14 vers 17, die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Wat is sy werk? Johannes 16 vers 14, hy sal my verheerlik, want hy van my ontvang sal hy aan julle verkondig. As ons terug gaan leer na die begin toe, wat mense vra, maar met watter doel is die mens geskape? Waaroor gaan dit gaan oor die verheerliking van God. So in alles wat ons doen, moet ons die Here verheerlik. En daarom staan dit hier in Johannes 16 vers 14, dat dit iets is waarmee die Heilige Gees ons sal help en sal bystaan. Hy sal my verheerlik, want hy van my ontvang sal hy ook aan julle verkondig. So ek dink vanaand as ons bid met ons die Here dankie sê, dat soos wat ons meer en meer ons lewe aan hom oorgee, word ons meer en meer met sy Gees vervul en kan ons meer en meer die werk doen, die taak verrig wat hy aan ons opgedra het, naamlik die voortsetting van die evangelie in hierdie wêreld. Dis geleentheid vir gebed.
Amen. Ons gaan vanaand afsluit met kom neem my lewe, Heer. As ons dit kan vertaal, kan ons sê, Here, kom woon deur U Gees in my lewe.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons almal wees. Amen.